Baie welkom vanoggend. Dis Gawie wat praat. Die opskrif van vandag se preek is die koning. Ek wil 'n besondere welkom aan u heet as dit die eerste maal is wat jy inskakel. Dit is my gebed dat die Here vandag elke behoefte wat na hom toe gebring word, sal aanspreek en vervul. Ek vertrou dit gaan 'n wonderlike oggend in die teenwoordigheid van God wees. Kom ons bid saam. Hemelvader, ek sê vir U dankie Here vir U woord wat lewendig is, Here. Here wat altyd vars is en wat ons kan bemoedig en 'n verskil in ons lewe kan maak. Ek wil vir U vra, Here, dat soos U woord uitgaan, dat mense nuwe moed sal kry, dat hulle opgewonde sal wees en dat hulle sal uitsien na die dag van môre. Ek sê vir U dankie dat U 'n lewende God is wat bemoeienis maak met elke mens. Ek bid hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. In die tye wat ons vandag in leef, is verandering 'n realiteit. Ek glo elkeen van ons het 'n verandering op 'n minder of meer mate beleef. Mense dring aan op regte wat fokus op die individu. Dit is my reg om te sis of te so. Ek het so 'n tyd gelede in 'n Engelse koerant gelees oor 'n kampvegter vir die mens se reg tot geassesseerde selfmoord. Ek neem aan hulle voorsitters wissel baie. Daar is 'n beperkte hoeveelheid mense, selfs in die kerk, wat hulle lewe sal aflê vir 'n groter saak. Dit gaan meestal oor my eie behoeftes en vervulling. Ons sal dan ook graag na Jesus as ons verlosser verwys, maar nie noodwendig as ons meester of koning nie. Ons gaan vandag met mekaar deel oor mense wat hom, Jesus, as die koning erken het en die wat hom nie erken het as 'n koning nie. Ons gaan ook kyk watter invloed die mense se belewenis op hulle eie lewens gehad het. Kom ons noem 'n paar punte wat van toepassing is rondom 'n koning. 'n Koning het reëls wat in sy koninkryk geld. 'n Koning moet gesag hê. Mense wil weet of dit die moeite werd is om 'n koning te volg. Gewoonlik wanneer ek 'n preek begin ek by die begin en dan werk ek na die einde toe. Dit is tog redelik logies. Kom ons hanteer dit vandag effens anders en ons begin in die middel. Die volgende het regtig tot my gespreek toe ek voorberei het. Markus 13 vers 31. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Hierdie is my wonderlik omdat Jesus 'n radikale stelling maak waarop die meeste van ons kan sê amen. Ons het vandag, meer as 2000 jaar later, steeds 'n getuienis dat sy woord waar is en dat hy iemand is wat die moeite werd is om te volg. Ek glo ook julle sal saamstem dat sy woord vandag nog van toepassing is. Ek wil bid terwyl ek met julle praat, dat die Here op hierdie oomblik vir julle aan sy beloftes herinner en veral beloftes wat in die woord staan, wat in jou eie lewe waar geword het. Ek wil sommer net daai oomblik wat jy kon aan terugdink, nou bid ek dat die Heilige Gees dit sal herroep, daar waar God vir jou deurgekom het, wat net hy dit kon doen. Kom ons beweeg terug in tyd en kyk na Jesaja se aankondiging van 'n koning en sy koninkryk. Ek lees in Engels. Isaiah 9 verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever.
The zeal of the Lord of hosts will perform this. Hier is my lieflike gedeelte. Dit behoort vir elkeen van ons alreeds soveel moed en hoop te gee. As ons aan Jesus Christus en sy koninkryk behoort ons aan 'n ewige koninkryk. Deur die profeet Jesaja word hier verwys na 'n koning en 'n koninkryk wat 'n ewige koninkryk sou wees. Hierdie koning en sy koninkryk sou vir baie 'n bedreiging wees, maar baie sou hom volg en in die proses help om die koninkryk uit te bou en te vestig. Ek glo dat die boek Jesaja deur Jode en nie-Jode gelees kon word. Iemand soos Herodes het ook geweet dat daar 'n koning gebore sou word en hy was daardeur bedreig. Kom ons beweeg aan, baie jare na die Nuwe Testament en staan 'n bietjie stil, juis by Herodes. Matteus 2 vers 1, en toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom, en hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen, waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profete geskryf. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Hierdie is 'n wonderlike deel. Ons weet dat Herodes die pasgebore Jesus wou vermoor, en ons weet hoe God die wyse manne gewaarsku het om nie terug te keer na Herodes nie. Wat kan ons uit hierdie deel leer? Hier is twee merkbare verskillende optredes van twee verskillende partye. Kom ons kyk na Herodes. Vreemdelinge kondig die geboorte van Jesus aan en die nuus ontbloot die volgende optrede in Herodes. Hy is geweldig onseker en onveilig in sy eie mens. Soos hulle in Engels sê, he is insecure. Hy is kwaad. Hy is ongeduldig. Hy is omgekrap en hy is ook selfverterend. Onseker leiers deel onder andere die volgende karaktereienskappe. Hulle voorsien geen sekuriteit vir ander nie. Hulle neem meer as wat hulle gee. Hulle kniehalter aan mekaar hulle beste mense. Hulle kniehalter en saboteer hulle organisasie se groei en sukses. Hulle spandeer meer tyd en energie om hulle werk te behou as om hulle werk te doen. Kom ons kyk na die optrede en karaktereienskappe van die wyse manne. Hulle het sekerlik, soos Herodes, toegang tot die profetiese boeke gehad. Hulle het, toe hulle die abnormale verskynsel van die ster in die hemelruim oplet, daarop gereageer en ver gereis om aan die koning hulde en eer te bring. Het lê so op my hart dat die dae waarin ons leef, dat ons kan oplet dit wat die Here in sy woord geprofeteer het en watter tekens ons kan sien wat rondom ons in vervulling gebeur, sodat ons nie so gefokus is op ons dag tot dag bestaan en oorlewing, dat ons die dinge van God mis nie. Hierdie mense was moontlik die eerste God chasers in die geskiedenis. Ek glo ons kan die volgende by hulle leer. Hulle kon 'n goddelike verskynsel waarneem en daarop reageer en handel. Hulle het nie moeite of afstand ontsien om by die koning uit te kom nie. Ook vandag, soos hierdie woord uitgaan, is dit 'n oproep dat as hierdie woord in jou hart inspreek, wil ek vir jou bemoedig, ek wil vir jou aanmoedig, doen moeite as jy nog nie 'n volgeling van Jesus Christus is nie, om by hom uit te kom. Hulle was bereid om dit uit hulle eie gemaksone te waag, om na die koning te soek.
Ek het ook op 'n stadium van my lewe gekies om vorentoe te gaan en my hart vir die Here te gee. En dit was vir my nie 'n eenvoudige ding op daai stadium van my lewe nie. Ek glo soos elkeen wat nie gered is nie, kos dit moed van oortuiging. En ek kan vandag getuig dat dit 'n lewe van avontuur is. Hulle het hom hulde en eer gebied. Dus het hulle sy koningskap erken. Ek wil graag 'n oomblik hierby stil staan. Elkeen van ons het toegang tot die Bybel, en wanneer daar 'n moeilike situasie voor jou is, wat jy moet 'n keuse uitvoer ten opsigte van dalk 'n werk, of jy dalk moet beweeg, skuif na 'n ander dorp, of selfs 'n ander land, dan moet jy heel eerste by die Here hoor. As die Here sê jy moet gaan, dan moet jy gaan. As die Here sê jy moet bly, dan moet jy bly. Hy is die koning van jou lewe. Maar maak dit nie vir jou sin op daardie oomblik nie. Hy weet die beste. Die beste is om die stem van die Here te kan onderskei en dan daarvolgens te kan handel. Kom ons beweeg aan en staan stil by 'n Romeinse soldaat, 'n hoofman oor 100. Hierdie man het erken dat Jesus iemand met gesag is en dat hy in sy koninkryk in staat is om gesag uit te oefen en resultate te kry. Lukas 7 vers 2. En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was ongesteld en het op sterwe gelê. Toe hy dan van Jesus hoor, het hy ouderlinge van die Jode na hom gestuur met die versoek aan hom dat hy moes kom en sy dienskneg gesond maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit moet doen, want hy het ons volk lief en het self die sinagoge vir ons gebou. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huis af was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende na hom toe om vir hom te sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om na u te gaan nie. Sê dit maar net met 'n woord en my knegg sal gesond word. Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my, en vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan. En vir 'n ander een, kom, en hy kom. En vir my dienskneg, doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd, en hy draai hom en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so groot geloof nie gevind nie. En toe die wat gestuur was teruggaan na die huis, vind hulle die siek dienskneg gesond. Uit hierdie gedeelte kan ons sien die gesag wat Jesus Christus openbaar, en die gesag word geaktiveer deur 'n individu se geloof. Weet dat die Here vandag nog in staat is om te genees en om wonderwerke te doen en om dit wat vir jou onmoontlik blyk te wees, moontlik te maak. Ek bid, soos ek met julle praat, dat die Here elke behoefte, ook vir my, in die naam van Jesus sal aanspreek, dat ons sal bly glo en proklameer, dat hy in staat is om vir ons te help. Kom ons kyk na 'n volgende punt, die storm. Partykeer het ons al lank 'n verhouding met die koning en ons volg hom moontlik al jare en word ons met 'n situasie gekonfronteer wat groter is as ons geloof. Wees so seker dat hy in staat is om ons deur te dra en te red. Dit voel in my eie lewe soos ek ouer word, raak die uitdagings groter en ook in hierdie week het die Here net weer vir my herinner aan dinge waar hy vir my deurgekom het, wat op daardie oomblik in tyd vir my nie menslik moontlik gelyk het nie. Ek wil nou bid dat die Here vir jou sal herinner waar hy al vir jou deurgekom het, en al staar jy vandag 'n baie groot uitdaging in die gesig, bid ek dat die Here vir jou aanraak, dat hy vir jou deurkom. Lukas 8:23, en terwyl hulle seil, raak hy aan die slaap. Toe kom daar 'n stormwind op die see af en die skuit het begin vol word en hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan en hom wakker gemaak en gesê, Meester, ons vergaan.
Hy staan toe op en hy bestraf die wind en die watergolwe, en hulle het bedaar en daar het 'n stilte gekom. En hy sê vir hulle, waar is julle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en het vir mekaar gesê, wie is hy tog, dat hy self die winde en die water gebied en hulle gehoorsaam is. Hierdie behoort jou so te bemoedig, dat God oor dit wat vir ons 'n sigbare probleem is en 'n geweldige storm is, mag het, dat Jesus vir ons daaruit kan red. Die disippels het op hierdie stadium al reeds baie wonderwerke aanskou en het Jesus elke dag gevolg. Tog het vrees hulle laat twyfel in sy voorsienigheid en redding. Dit is belangrik dat ons vir mekaar vandag bemoedig en sê dat Jesus kan die storm stil maak. Ek wil vir jou aanmoedig dat wanneer die storm van die lewe jou besoek en vrees jou besoek, dat jy die woord van God lees, sodat jy dit kan hoor. 'n eenvoudige ding wat ek glo baie predikers al met gehore gedeel het, is om Psalm 23 te lees. Ook sommer Psalm 46. Lees dit gerus, is 'n psalm wat ek nou onlangs net weer baie gelees het. Volgende opskrifie van die preek hierso waarmee ek besig is die klippe sal dit uitroep. En toe hy naby Betfage in Betanië kom, by die berg wat die Olyfberg genoem word, het hy 2 van sy disippels uitgestuur en gesê, gaan in die dorp reg voor julle, en as julle daar inkom, sal julle 'n eselvul vind wat vasgemaak is, waar geen mens ooit op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. En as iemand julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle vir hom sê, die Here het hom nodig. En die wat gestuur was, gaan toe en vind dit soos hy aan hulle gesê het. Terwyl hulle die vul losmaak, sê die eienaars aan hulle, waarom maak julle die vul los? En hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle hom na Jesus toe, en hulle lê hulle klere op die vul en laat Jesus daarop sit. En terwyl hy voortgaan, gooi hulle klere oop op die pad. En toe hy al naby die afdraand van die Olyfberg kom, begin die hele menigte disippels God met blydskap te prys, met 'n groot stem oor al die kragtige dade wat hulle gesien het, terwyl hulle sê, geseënd is die koning wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele. En sommige van die fariseërs uit die skare sê vir hom, meester, bestraf die disippels. En hy antwoord hulle en sê vir hulle, ek sê vir julle, as hulle swyg, sal die klippe dit uitroep. Mense, ons moenie benoud wees om te getuig dit wat die Here vir ons gedoen het nie. En daar's 2 tye wat ons die woord van God kan bring in 'n situasie. Die een is tydig en die ander een is ontydig. Ek bid soos ek met julle praat dat die Here vir jou herinner en dat die Heilige Gees oor jou vaardig word, dat jy 'n getuie vir die Here sal wees. Volgende opskrif is die kruisiging. Johannes 19 vers 5. En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra, en Pilatus sê vir hulle, daar is die mens. Wil hê in jou geestesoog moet jy sien hoe Jesus op hierdie stadium al reeds verniel was, hoe met die houe wat hy gekry het en die doringkroon. En dan sê Pilatus, wat 'n heidense gesagsfiguur is, daar is die mens. Dit is hoe ons lyk. Ons is stikkend, ons dra 'n doringkroon. En toe die owerpriesters en die dienaars hom sien, skreeu hulle en sê, kruisig, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en kruisig hom, want ek vind geen skuld in hom nie. Die Jode antwoord hom, ons het 'n wet en volgens ons wet moet hy sterf, omdat hy homself die seun van God gemaak het. En toe Pilatus hierdie woorde hoor, het hy nog meer bevrees geword. Jy sal ook onthou dat sy vrou het vir hom gewaarsku, dat hy nie iets moet verkeerd doen aan Jesus nie. Johannes 19 vers 19, vers 9, en weer in die paleis ingegaan en vir Jesus gesê, van waar is u? Maar Jesus het hom geen antwoord gegee nie. En Pilatus sê vir hom, praat u nie met my nie? Weet u nie dat ek mag het om u te kruisig en mag het om u los te laat nie? Jesus antwoord, u sou geen mag
teen my hê, as dit nie van bo gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u oorlewer, groter sonde. Hierop het Pilatus probeer om hom los te laat, maar die Jode het geskreeu en gesê, as u hom loslaat, is u nie die keiser se vriend nie. Elkeen wat homself koning maak, kom in verset teen die keiser. En toe Pilatus hierdie woord hoor, het hy Jesus buiten toe gebring en op die regstoel gaan sit, in die plek wat plaveisel genoem word, en in Hebreëus Gabata. En dit was die voorbereiding van die Pasga en omtrent die 6de uur. En hy sê vir die Jode, daar is julle koning. Maar hulle het geskreeu, neem weg, kruisig hom. Pilatus sê vir hulle, moet ek julle koning kruisig? Die owerpriesters antwoord, ons het geen koning, behalwe die keiser nie. Ek wil vir 'n oomblik hier so stil staan. Ek wil vir jou so bemoedig as die druk van die wêreld en die vrese en wette wat teen jou is, vir jou bang maak, weet dat die koning wat ons aanbid, magtig is. Nie magtig nie, almagtig. Hy is in staat om vir jou te voorsien. Johannes 19:16. Toe het hy hom aan hulle oorgegee om gekruisig te word, en hulle het Jesus geneem en hom weggelei. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek, in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het saam met 2 ander, een aan elke kant, en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis laat sit, en daar was geskrywe, Jesus die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus, Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar hy het gesê, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Grieks en Romeins en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur, en daar het 'n duisternis oor die hele aarde gekom, tot die 9de uur. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan, toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. Hierdie is nie die einde van die verhaal van die koning wat ons aanbid nie, van die koning wat oor sy eie koninkryk regeer, en wat jou vandag uitnooi om deel te word van sy koninkryk. As jy vandag nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, vandag is net so goeie dag soos enige dag. Kom ons lees in Openbaring, die ruiter op die wit perd, want hierdie koning gaan terugkom, en hy is reeds op pad. Openbaring 19 vers 11. Toe het ek die hemel geopend gesien, en daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, word genoem getrou en waaragtig, en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid, en sy oë was soos 'n vuurvlam, en op sy hoof was daar baie krone, en hy het die naam wat geskrywe is, wat niemand ken nie, behalwe hy self. En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was, en sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg op wit perde.
beklee met fyn en rein fyn linne. Hy nooi jou om te volg, al is jou lewe stikkend. Jesaja 42 vers 3 sê hy die volgende: die geknakte riet sal hy nie verbreek en die dowwe lampet nie uitblus nie. Met getrouheid sal hy die reg uitbring. Hierdie koning se woord is waar en ons kan hom glo. Ons kan sien aan die dinge wat in die wêreld gebeur, dat sy hand is aan die beweeg. Sy wederkoms is in motion, soos die Engelsman sê. Wat baie belangrik is, wat ek mee wil begin afsluit, is die volgende. Hierdie Jesus, hierdie koning, neem jou op jou woord. Hy kies om jou te glo. As jy vandag tot hom nader, sal hy tot jou nader. Ek wil afsluit. Miskien hinker jy op twee gedagtes. Miskien het jy Jesus lank terug as jou verlosser aangeroep, maar hom nog nooit as 'n koning gevolg nie. Ek wil vir jou vra dat as hierdie woord wat uitgaan in jou hart spreek, dat net daar waar jy is, dat jy net sê, Here, praat met my. Ek sal volgens u opdrag handel. Dat elkeen van ons 'n ligdraer sal wees binne ons gesin, binne ons dorp, binne ons provinsie, binne ons land en reg oor die wêreld. Ek wil vir u vra, kniel sommer net daar so waar jy sit as dit moontlik is en sê, Here, ek kies vandag om deel te word van u koninkryk, 'n koninkryk wat 'n ewige koninkryk is. En ek bid, Here, dat vrees my nie sal oorweldig nie, maar my verhouding met u vir my sal versterk en bemoedig, Here, en dat die hele wêreld sal sien dat my gesig blink in die naam van Jesus, omdat ek u en omdat ek in u teenwoordigheid is. Ek bid hierdie dinge in die naam van Jesus. Hierdie koning seën u en stuur u uit in die naam van Jesus. Amen.